Goeiemôre en baie welkom by 25 Desember 2025. Kan julle dit glo, Kersdag? Kersdag 2025. Wat 'n wonderlike vreugde dat ons hierdie dag saam mag vier. Kom ons bly net so sit en ons buig ons hoofde voor die Here. Ewige Koning, Vader, Seun en Heilige Gees, ons word vanmôre stil by u voete. Ons kom met verwagting om na u te luister, om te hoor wat u woord vir ons wil kom leer vanmôre. Ons kom met verwagting dat u met ons elkeen in gesprek sal tree, u self, die almagtige God. En dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Amen. Kom ons loof die Here met 'n paar liedere. Na byna 32 jaar se Kersfeeste hier in Millersdrift, het ek nogal gewonder, watter woord wil die Here vanmôre vir ons kom gee op 25 Desember 2025. Ek weet nie van julle nie, maar ons as gesin lees gewoonlik die geskiedenis, die verhaal van Jesus se geboorte, voordat ons Kerspresente uitdeel. Gewoonlik daar uit Lukas uit, want ek dink die Lukas Evangelie gee vir ons eintlik die meer leesbare en logiese verhaal van Jesus se geboorte. En ek weet nie van julle nie, maar die meeste preke hier op Kersdag gaan dan oor een van hierdie gedeeltes, waar die geskiedenis en die verhaal van Jesus se geboorte vir ons weergegee word. Ek wil graag vanmôre die woord van die Here bring uit dalk 'n vreemde vers, dalk 'n onverwagte gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil graag vanmôre hier die woord kom gee uit Johannes 13 vers 34 en 35, 'n baie bekende gedeelte. Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Ek wil graag op hierdie derde sin van hierdie vers wil ek graag begin vanmôre. Wil ek graag die fokus plaas. Soos ek julle liefhet. Ja, die Here wil vanmôre hier op Kersoggend vir my en jou opnuut kom laat hoor, of dalk by herinnering wil kom laat hoor, dat hy 'n God is wat vir ons lief het en hoe lief hy ons regtig het. Die Here wil hê dat ons weer bewus sal word
en weer sal hoor en sal weet en sal glo dat hy ons liefhet, dat God ons liefhet, God die almagtige skepper van hemel en aarde, die een wat ons geleer ken het uit die Ou Testament as die skepper van alles wat goed en mooi is. Weet ons lees daar in Genesis 1 die skepingsverhaal, dat God deur net te spreek, deur te beveel, deur 'n bevel te gee, laat daar lig wees. En daar was lig. En daar was skeiding tussen hemel en aarde. En daar was water, en daar was plante, en daar was diere, net op grond van God se woord, op grond van sy bevel. En op die 6de dag het God die mens geskape as die kroon van sy skepping. 'n Mens dink nogal daaraan as mens hierdie verhaal in Genesis lees van die skepping, dat God ons wil leer watter dag hy wat gemaak het, maar eintlik is dit nie. Wat die Here vir ons wil kom leer is dat God alleen die skepper is, en dat hy uit niks uitgeskape het, net deur te bevel, net deur te sê, het God geskep. En hy het uit niks uitgeskep. Hy het nie iets gevat en dit beter gemaak, of dit hervorm, of oorgemaak nie. God het uit niks uitgeskape. Hy het ordelik geskape, en hy het geskape volgens sy wil. En natuurlik die mens, het God na sy beeld en gelykenis geskape, dat God eienskappe van homself in die mens ingebou het, ingeskape het. Eienskappe soos om lief te hê, eienskappe soos om te kan vergewe, eienskappe soos om te kan weet wat is reg en verkeerd. God skape uit niks, hy skape volkome, hy skape volgens sy wil. En natuurlik skape hy die mens met 'n eie wil, die enigste wese wat God geskape het met 'n eie wil. En dat God so ernstig was, dat hy die mens skape met 'n eie wil, dat die mens daardie wil regtig kan gebruik, net sy wil, selfs teen God. En dis wat Adam en Eva toe gedoen het. Hulle gebruik hierdie eie wil, om teen God se wil in te gaan, om te doen dat God hulle juis gesê het, hulle nie mag doen nie, en dit is om te eet van die boom in die middel van die tuin. En God het beloof, dat die gevolg hiervan sal wees, dat die mens sal moet sterwe. En nadat die mens geëet het, lees ons daar in Genesis, dat ewe skielik het die mens vir mekaar skaam geraak. Hulle het toe eers agtergekom, hulle is kaal, hulle is naak. Dat die mens vir God skaam geraak het, en vir God gaan wegkruip het. Met ander woorde, die gevolg van sonde bring verwydering tussen God en mens, en tussen mens en mens. En natuurlik, die belofte wat God gegee het, is dat die dood sal die rekening wees vir sonde. Die mens sal sterwe. Dood sal deel word van die lewe. Maar God het hierdie mens wat hy geskape het, hierdie mens wat sy eie wil gebruik het teen God se wil, wat eintlik teen God gedraai het, sy rug op God gedraai het. God het die mens so lief, dat hy sy straf terughou, dat hy sy straf eintlik uitstel, en die mens nie doodmaak nie. Maar God het beloof, dat dood sal nou deel word van die lewe, dat die loon van die sonde is die dood. Maar juist daar in Genesis en deur die Ou Testament, soos 'n goue draad, kom die boodskap dat God ook besluit het, dat hy die mens nie sal doodmaak nie, maar dat daar iemand sal sterwe, dat daar 'n Messias gebore sal word, dat daar 'n redder gebore sal word, dat daar verlossing sal kom. Met ander woorde, dat die mens losgemaak sal word van hierdie straf. Ons lees dat uit die nageslag van Dawid sal daar 'n redder gebore word. Lewe en hoop sal uit die nageslag van Dawid kom. Ons lees dat 'n seentjie sal gebore word, en julle moet hom Jesus noem. En hoe wonderlik is dit, dat die woord Jesus, die naam Jesus, beteken eintlik die redder, die een wat red. Die een wat die mens kom red van die dood. Die verlosser, die een wat die mens kom losmaak van die loon van sonde.
Ons lees dat hy sal in 'n krib lê en hy sal met doeke toegedraai wees. En herders het daardie ster waarna hulle so lank gesoek het en so lank verwag het om te sien, het die ster gesien en toe geweet. Die belofte van God het waar geword. Jesus is gebore in Bethlehem. Hy is gebore en hulle sal hom vind in 'n krib, in doeke toegedraai. Die verlosser, die redder is gebore. So lief het God die wêreld. Daai Johannes 13 vers 34, soos ek julle lief het, so lief het God die wêreld, dat hy kies om self die skuld te dra, om self die loon van die sonde te betaal, en aan die kruishout op Golgotha, kom skenk hy ons lewe, deur te sterwe, deur sy lewe af te lê. Ek lees 'n wonderlike woord daar in Johannes 15 vers 13, waar Jesus self gesê het, en ek lees dit graag, so uit twee vertalings, uit die 83 vertaling sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Die boodskapvertaling, die beste bewys van liefde is, wanneer iemand sy lewe aflê, sodat sy vriende kan lewe. Wanneer iemand sterf, sodat sy vriende kan lewe. Jesus het self gesê, dit is die beste bewys van liefde. Daar is nie 'n groter liefde as dit nie. En dis hoe groot God se liefde vir my en vir jou in 'n verlore gaande mensdom is dat hy sy lewe aflê. So lief het hy vir ons, dat hy gebore word in Bethlehem, dat hy self betaal in die kruis op Golgotha, sodat die mens kan lewe met hoop en kan lewe met vreugde, sodat daar vir die mens hoop en redding is. En hier op Kersdag 2025 wil die Here weer vir my en jou kom sê, hoor dit asof vir die eerste keer, besef en weet en glo hoe lief ek jou het. So lief het ek jou. Ons wat sondaars is, het God so lief, dat hy mens word en sterf aan die kruis op Golgotha. Ek lees in Romeine 3 vers 23, dat ons is almal sondaars. Ons almal verdien eintlik die dood. Ons almal gebruik ons eie wil tot ons eie voordeel en baie keer teen God se plan met ons. Soms per ongeluk, soms regtig wetend, deur wat ons dink, en deur wat ons sê, en hoe ons kies en hoe ons leef. Gebruik ons wil eintlik teen God se wil. En vir ons wat eintlik sondaars is en die dood verdien, kom herinner God vanmôre deur sy woord in Johannes 13 vers 34 en 35, ek het jou so lief, en dat ek jou straf kom dra, dat ek jou loon kom betaal, dat ek jou kom verlos en kom red van die sonde. Vir ons is 'n redder gebore. Vir ons het daar lig gekom, God het mens geword, God het Immanuel geword. Jesus is gebore. Daar is redding en hoop en lewe. Dis hoe lief God ons het. Dat wanneer ons lees in Johannes 13 vers 34, so lief het ek julle, so lief soos wat ek julle het. So lief, dat julle kan weet, julle is nie meer verlore nie. Daar is lewe en hoop en redding. Nie meer verlore nie, maar gered. En kan ons vanmôre 25 Desember 2025 regtig hoor, dat daar vir ons lewe is en dat daar hoop is, dat ons gered is, en vier ons vandag eintlik ons redding, en vier ons vandag ons verlossing, want dis hoe lief God ons het. Weet dit en glo dit. Maar hoe moet ons dan mekaar lief hê? Ek dink die vraag is, hoe moet ons Kersfees vier? Hoe moet ons die feit dat daar redding gekom het en verlossing gekom het,
Hoe moet ons dit vier? Hoe moet ons vier dat God ons lief het? Johannes 13 vers 34-35 sê, deur mekaar lief te hê, soos wat ek julle lief het. Deur mekaar lief te hê, soos wat God ons lief het. God stuur vir my en jou in hierdie wêreld in, met 'n oproep, met 'n opdrag, met 'n roeping. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, dat julle my kinders is. As julle mekaar lief het. Hê mekaar lief, soos wat ek julle lief het. Dit is hoe ons Kersfees kan gaan vier. Dat die Here vanmôre vir my en jou wil kom sê, as ons iets verstaan van God se liefde vir verlore sondaars, as ons iets verstaan en glo en weet van God se liefde vir my en vir jou, as ons iets verstaan van Jesus wat in 'n krib gelê het, wat Immanuel geword het, wat in die kruishout gesterwe het, wat vir ons kom red en verlos het, as ons iets hiervan verstaan, dan moet ons mekaar lief hê, dan moet ons fokus daarop wees om mekaar lief te hê, soos wat God ons lief het. Dat ons mekaar so lief sal hê, dat ons mekaar kan vergewe. Soos wat God ons lief het en ons vergewe het. Jy onthou die storie van Petrus wat gevra het, Here, maar hoeveel keer moet ons dan vergewe? 70 maal 7 keer. Met ander woorde gereeld. Elke keer. Nooit moeg word vir vergifnis nie. Soos wat Jesus vir ons vanmôre wil kom herinner, so lief het ek julle, dat ek julle wil herinner op Kersoggend, dat ek julle so lief het, dat ek Immanuel geword het, aan die kruishout gesterwe het, sodat daar vir julle redding en hoop kan wees. Skoon gewas, vergifnis. Hoe moet ons Kersfees vier? Hoe moet ons God se liefde vir ons vier? Deur mekaar so lief te hê, dat ons nie moeg sal word om mekaar te vergewe nie. Dat ons geduldig sal wees met mekaar. Dat dit nie vir ons moeilik sal wees om op te kyk na mekaar nie. Deur mekaar ruimte te gee in ons lewe nie. Deurdat ons nie moeg sal raak om mekaar te help nie, dat ons wanneer ons iemand sien in nood, dit nie vir ons moeite sal wees om te help nie. Wanneer ons iemand sien wat nie het nie, wat vasgeval is of vasgevang is deur die lewe, iemand wat siek is, iemand wat hulp nodig het, ons sal wys dat ons iets van God se liefde verstaan, deur vir mekaar 'n helper te wees, wat mekaar sal help. Dat ons sal leef as 'n geloofsgemeenskap. Dat ons sal leef soos kinders van die Here wat glo dat God ons liefhet en ons kom vergewe het. Deur mekaar lief te hê, deur broers en susters te word, want ons is deel van dieselfde familie. Dis regtig my gebed, dat God deur die Heilige Gees vir my en vir jou weer vanmôre hier 25 Desember 2025 weer bewus sal maak. Wie sal help onthou, wie sal help glo hoe lief God ons het. Dat die almagtige, die heilige God vir ons so lief het, dat hy bereid was om mens te word, sy lewe af te lê, omdat hy ons so lief het. As ons dit glo, mag ons begin om mekaar lief te hê, soos wat hy ons lief het. Sonder om te weeg, sonder om koste te bereken, maar lief te hê, soos wat God vir ons lief het. Mag die Here ons op hierdie dag daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Hoe wonderlik is dit om te hoor en te weet en te glo dat U ons lief het. Dat U ons meer lief het as wat ons ooit kan verstaan. Dankie dat U Uself nie te hoog geag het nie, maar die vorm van 'n mens aangeneem het, aan 'n kruishout gesterwe het, sodat ons rekening van sonde betaal kan word. Dankie vir U oneindigende geduld en liefde en goedheid en guns. Ons verbind ons vanmôre weer opnuut aan U, om U lief te hê,
en u liefde raak te sien en om soos wat u liefhet, u liefde te gaan uitleef. Dankie o Heilige Gees dat u ons daaraan sal herinner, dat u ons daartoe sal inspireer en dat u vir ons wat baie keer swak is, daarmee sal help om lief te hê soos wat ons Vader, die Heilige God, ons liefhet. Dis ons gebed in die wonderlike naam van hom wat gebore is, hy wat in 'n krib gelê het, wat God se liefde aan ons kom demonstreer het. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Ja, in sy naam kom bid ons dit so. Amen. Kom ons sluit af deur seker die lied wat 'n mens vandag behoort te sing. Kom ons sluit af met Stille Nag. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ring, word uit liefde aan mense gelei. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nag, heilige nag, hemel vol, ons gee ag, op die lied van die engele koor. Aarde sede die eerste gehoor, juich die Redder is daar, juich die Redder is daar. Stille nag, heilige nag, Jesus hier, voor die mag, voor die rijk die duisternis zorg, tot in eeuwigheid bly idylle. Heer gebore vir ons, Heer gebore vir ons. Wat 'n voorreg is dit vir my om die seën van die Here op hierdie dag te mag uitspreek. Dat die Here vir my en vir jou wil kom sê, jy is my kind. En ek is so lief vir jou dat ek jou nooit alleen sal los nie. Dat ek voor jou uitgaan, dat ek langs jou loop, dat ek agter jou loop en dat ek binne in jou is, om jou die goedheid en die guns van my hart te laat beleef. Ons ontvang u seën en gaan leef met die sekerheid dat u vir ons liefhet. Amen.